Goeiedag almal, ons het gister gesels oor die eerste gedeelte van Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, en dit het vir ons sonder twyfel daarop gewys dat Satan wil hê jy moet jou hele lewe lank sukkel. Hy wil hê jy moet siek, depressief, miserabel en bedruk wees. Hy wil hê jy moet moedeloos wees oor jou toekoms, dat jy geen hoop sal hê dat jy dinge in jou lewe kan bereik wat jy graag wil bereik nie. En hy sal alles tot sy beskikking gebruik om in sy doel te slaag. Hy wil jou verwoes. Maar wees verseker, dit is definitief nie die Here se wil aangaande jou nie. Jeremia 29 vers 11 sê dit vir ons baie duidelik. Die Here self praat hier en hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Jesus self sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Kom ons kyk na hierdie twee woorde, lewe en oorvloed. Die woord lewe is in Grieks zoe, wat dui op 'n absolute vervulling op elke gebied van jou lewe. 'n God gegewe, vervulde en gelukkige lewe in al sy forme. Lewe wat kragtig en energiek is. En dan die woord oorvloed, lewe en oorvloed. En hierdie vers is periosos, wat beteken om bo normaal te wees, om buitengewoon oorvloedig te wees. Weet maar, ons moet daarop let dat Jesus uitdruklik sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Hierdie lewe en oorvloed is dus nie vanselfsprekend nie. Jesus het nie gesê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed sal hê nie, so wat hy gesê het, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes nie. Hy het gesê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Iets moet gebeur om lewe en oorvloed te bewerkstellig. Met ander woorde, om die kan te verander na sal. En hierdie voorwaarde word duidelik aan ons voorgehou in Johannes 10 vers 9. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en hy sal veiding vind. Kyk net dat die kragtige betekenis van hierdie uitdrukking in hierdie vers, sal gered word. Dit is die enkele Griekse woord zozo, wat beteken om te bewaar van enige gevaar, om te red uit probleem en gevaar, om te red van siekte of beserings, om iemand te bewaar wat in gevaar verkeer. Jo, kan jy sien, die koms van die Here Jesus beteken vir ons baie dinge, en al hierdie dinge wat ons nou genoem het. Kom ons gesels môre weer so bietjie oor hierdie vers, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê, of sal hê, indien ons hom gebruik as die basis van ons lewens. En intussen, die Here is daar vir jou. Hy het gekom vir jou. Dankie daarvoor, Here. Amen.